Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige dag is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die woord van die Here. En mag vanmôre se boodskap vir jou tot groot seën wees. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons skriflesing kom vanmôre uit die woord van die Here uit Jakobus hoofstuk 4. Ons lees vers 7 en 8. Onderwerp julle daarom aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Jakobus skryf hierdie brief aan die Christene in die vroeë Christelike kerk wat versprei was in verskillende gemeentes in Klein-Asië. Dit is 'n baie praktiese brief. En hierdie brief is 'n brief wat alle kinders van die Here aanmoedig om hulle geloof op 'n praktiese wyse uit te leef. Jakobus kom in ons teks van vanmôre en moedig alle gelowiges aan om hulle te onderwerp aan die lewende God, want dit gaan immers oor hom in ons lewe. Jy lewe nie vir jouself nie. Jy lewe nie vir die wêreld nie. Jy lewe nie vir jou familie, vir werk, pret en plesier nie. Maar jy moet vir God lewe. En daarom moet jy jou lewe aan hom onderwerp. Hy moet die een wees wat die koning van jou hart is en wat op die troon van jou lewe sit. Jy moet voor hom neerbuig in diepe nederigheid en afhanklikheid en aan sy wil onderwerp wees elke dag. As ons dit doen, is ons besig om die wil van die Here na te kom. Jakobus gaan verder in ons teks en sê dat ons die duiwel moet weerstaan. As ons die duiwel weerstaan, sal hy van ons af wegvlug. Hierdie is 'n opdrag wat ons moet doen. Dit is iets aktief wat ons moet uitvoer. Christene is mense wat teen die bose moet optree en nie moet toelaat dat slegte dinge die oorhand in hierdie wêreld kry nie. As ek en jy aktief die duiwel teenstaan in ons lewe, deur die krag en die genade van God, dan sal hy van ons af wegvlug en sal hy geen skade aan ons kan doen nie. Maar Jakobus gaan verder en sê, ons moet ook tot God nader en dan sal hy tot ons nader. Ons moet in 'n lewende verhouding met God staan. Nader tot hom elke dag. Bid tot hom. Vra vir hom in gebed om jou te seën, te lei, te laat groei in die geloof en jou toe te rus dat jy aktief kan lewe as 'n kind van die lewende God. Nader tot God en vra dat hy jou sonde sal vergewe. En hy sal jou skoon was deur die bloed van Jesus en jou bekragtig deur sy gees, dat jou lewe hom elke dag sal verheerlik. Broeder en suster, kom ek en jy doen vandag wat die woord van God vir ons vra. Kom ons wees gehoorsaam aan God se wil. Ons lewe toegewyd en ons lewe in diepe afhanklikheid van die lewende God. En mag sy naam deur ons lewe verheerlik word. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader vir hierdie nuwe dag wat ons uit u hand ontvang het. Dankie vir u woord wat so duidelik is en so kosbaar in ons lewe. Wil u dit bevestig in ons harte deur die kragtige werk van die Heilige Gees en ons aanmoedig en bemoedig om elke dag op die pad van Jesus Christus te lewe. Seën vir ons hierdie mooi dag en die komende week en vul ons harte met die vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.